Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n hemel, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Pel, jy het 'n major probleem. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, juis omdat koning Salomo baie keer van die dood en die doodryk praat, dink dat 'n boek wat relevant is aan die onderwerp is die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel, so dik, swart A5 boek, so by 500 plus bladsye, 13 jaar van my lewe in daai boek, 'n navorsing alleen, so ek dink dis 'n goeie een daai, om te kan hê, terwyl ons met hierdie studie besig is, en uit dit uit kan jy baie ander mense ook assisteer en leer. Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan net na my webtuiste https://Yahshua.co.za. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat hierdie reeks vir u en vanoggend se studie vir u 'n wonderlike geleentheid gaan wees. Ons gaan aan waar ons opgehou het. Spreuke 1 vers 19. Hy sê, so gaan dit met almal wat onregverdige wins maak. Dit ontneem sy besitter die lewe. So dis mense wat steel. Dis mense wat ander mense doodmaak. Dis mense wat ander mense beroof. Hy sê in vers 20, die wysheid roep hardop daar buite. Die wysheid. Sy verhef haar stem op die pleine. Nou skielik is die wysheid 'n vrou, of 'n wyfie, of 'n vroulike figuur. Want hy verwys na as sy. En dis hierdie tipe skrif wat die New Agers gebruik, dan sê hulle dat die Heilige Gees is 'n vroulike figuur of 'n wyfie. Dis 'n sy. Dis nie sy nie. Dis nie 'n sy nie. En wysheid is ook nie 'n sy nie. Want u gaan later sien dat wysheid, en ek gaan met u deur dit loop, ek dink dis daar by Spreuke 6, 7, 8, gaan ek vir u wys, volgens die Bybel, dat wanneer koning Salomo wysheid bespreek, dan val alles presies in plek in Yahshua se lewe. Alles. Verklaar Yahshua. So hoe kan dit 'n sy wees? Vader, Jahwe. Vader, is dit 'n manlike of 'n vroulike identiteit? Dis 'n manlike identiteit. En die seun, manlike of vroulike identiteit, is 'n manlike identiteit. En die Ruach HaKodesh, daar word 99% van die tyd in die Bybel, wanneer daar van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees praat, dan praat hy van hy of hom. Verstaan ons dit? Dis verwysing na manlik. Dis nie omdat ek seksis is of iets nie, dis nie wat dit is nie. Ek is net die stupid nie. En ek wil nie veroorsaak dat u in 'n ding ingelei word, wat u net met 'n probleem sit. En die ding is vol op die internet, waar na die Heilige Gees verwys word as 'n vrou. Spreuke 1:20. Die wysheid roep hardop daar buite. Wie roep hardop buitekant? Wie roep? Daar's twee dinge wat vir my roep. Eerstens is dit die bloed van Yahshua. Hy roep sondaars tot bekering. Dis die een ding. Die tweede ding is, wat roep, is die Ruach HaKodesh. Nou waar is hy? Hy is in my sielsdimensie. Hy is nie my hart nie. Sielsdimensie, hier van my oogbank af tot hierbo. Hy praat met my, hy roep my hierso, waar in my verstand, my sielsdimensie. Die wysheid roep hardop daar buite. Sy verhef haar stem op die pleine. Jy sien hoe skielik lyk wysheid soos 'n vroulike figuur, né?
Op die hoek van die rumoerige strate roep sy, by die ingang van die poorte in die stad, spreek sy haar woorde, sy. Wie het lewe gespreek? Wie het gekom en aan ons die ewige lewe kom skenk? Hy of sy? Hy, wie was hy? Jahweh. Het hy sy lewe kom gee? Roep hy daar buitekant hardop? Op die rumoerige strate? By die ingange van die poorte? Op die pleine? Wat sê, ek dink aan die skrif, Handelinge 1 vers 8, wat sê hy? Wat sê Handelinge 1 vers 8, kan jy onthou? Hy sê, en julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, die Ruach HaKodesh. En dan is haar reaksie. En julle sal my getuies wees. Wie se getuies? Jahweh se getuies. In Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterstes van die wêreld, die pleine. So dit is 'n tsunami golf wat rol. Hierdie tsunami golf het so groot geword na Jahweh se afsterfte en sy opstanding uit die doderyk uit, dat in 34 na Jahweh, toe stig die Romeinse Ryk 'n staatskerk wat tot vandag toe bestaan. The Roman Catholic Church. Roman beteken Roman Empire, Catholic beteken United, en Church beteken Universal, tot vandag toe.